Die evangelie van Johannes hoofstuk 5. Hierna was daar 'n Joodse fees en Jesus het na Jerusalem opgegaan. By die skaappoort in Jerusalem is daar 'n bad, in Hebreëus Betzata genoem, met 5 pilaargange. In die pilaargange het 'n groot aantal siekes gelê, blindes, krepeles, verlamdes. Daar was 'n man wat 38 jaar aan sy siekte gely het. Toe Jesus hom daar sien lê, bewus daarvan dat hy reeds lank siek is, vra hy vir hom, wil jy gesond word? Die sieke het hom geantwoord, meneer, ek het niemand om my in die bad te sit wanneer die water geroer word nie, en terwyl ek nog besig is om nader te gaan iemand anders voor my in. Jesus sê vir hom, staan op, tel jou slaapmat op en loop. En dadelik het die man gesond geword, sy slaapmat opgetel en begin loop. Daardie dag was egter 'n Sabbat. Die Jode sê toe vir die man wat genees is, dit is Sabbat, dit is nie vir jou toelaatbaar om jou slaapmat te dra nie. Maar hy antwoord hulle, die man wat my gesond gemaak het vir my gesê, tel jou slaapmat op en loop. Hulle het hom gevra, wie is die man wat vir jou gesê het, tel jou slaapmat op en loop? Die man wat gesond geword het egter nie geweet wie dit was nie, want Jesus het ongemerk weggeglip, aangesien daar op die plek 'n skare byeen was. Hierna kry Jesus hom op die tempelterrein en sê vir hom, kyk, jy is nou gesond, moenie langer sondig nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Die man het weggegaan en die Jode vertel dat dit Jesus was wat hom gesond gemaak het. Hieroor wou die Jode hom vervolg, omdat hy dit op 'n Sabbat gedoen het. Maar Jesus het hulle geantwoord, my Vader is tot nou toe aan die werk, en ek is ook aan die werk. Om hierdie rede het die Jode nog harder probeer om hom dood te maak, omdat hy nie net die Sabbatsgebod verbreek het nie, maar boonop God sy eie Vader genoem en hom so aan God gelyk gestel het. Hierop het Jesus vir hulle gesê, Amen, Amen. Ek sê vir julle, die Seun kan niks uit sy eie doen nie, behalwe wat hy sien die Vader doen. Want wat die Vader ook al doen, doen die Seun net so. Die Vader het immers die Seun lief, en wys hom alles wat hy self doen. En hy sal hom groter dade as dit wys, sodat julle verwonderd sal staan. Want soos die Vader die dooies opwek en lewend maak, so maak die Seun ook lewend, wie hy wil. Die Vader oordeel ook niemand nie, maar het die volle oordeel aan die Seun oorgegee, sodat almal die Seun kan eer, net soos hulle die Vader eer. Wie nie die Seun eer nie die Vader wat hom gestuur het nie. Amen, amen. Ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het die ewige lewe en vir hom is daar geen veroordeling nie. Maar hy het uit die dood na die lewe oorgegaan. Amen, amen. Ek sê vir julle, daar kom 'n tyd en dit is nou, wanneer die dooies die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat hoor, sal lewe. Want soos die Vader lewe in homself het, so het hy dit ook aan die Seun gegee, om lewe in homself te hê. Hy het aan hom ook volmag gegee om te oordeel, omdat hy die Seun van die mens is. Moet julle nie hieroor verwonder nie, want daar kom 'n tyd wanneer almal in die grafte sy stem sal hoor, en sal uitkom, die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, maar die wat verkeerd gedoen het, tot die opstanding van veroordeling. Uit myself kan ek niks doen nie, ek oordeel volgens wat ek hoor, en my oordeel is regverdig, omdat ek nie my wil nastreef nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. As ek oor myself getuig, is my getuienis nie waar nie. Daar is 'n ander een wat oor my getuig, en ek weet dat die getuienis waar is wat hy oor my aflê.
Julle het gesandte na Johannes gestuur en hy het vir die waarheid getuig. Ek aanvaar egter nie die getuienis wat van 'n mens afkomstig is nie, maar ek sê hierdie dinge sodat julle verlos kan word. Hy was die lamp wat brand en lig gee, en julle was gretig om julle vir 'n tydjie in sy lig te verbly. Maar ek het 'n getuienis gewigtiger as die van Johannes, die werke wat die Vader my gegee het om te voltooi. Ja, die werke wat ek doen, getuig self van my, dat die Vader my gestuur het. En die Vader wat my gestuur het, hy het van my getuig. Julle het nog nooit sy stem gehoor of sy gestalte gesien nie. En julle het sy woord nie blywend in julle nie. Omdat julle hom wat hy gestuur het, nie glo nie. Julle ondersoek die skrifte, omdat julle dink dat die ewige lewe daarin te vind is. En dit is juis hulle wat oor my getuig. Maar julle wil nie na my kom, sodat julle die lewe kan hê nie. Ek aanvaar nie verering deur mense nie, maar ek ken julle. Julle het die liefde van God in julle nie. Ek het in die naam van my Vader gekom, maar julle aanvaar my nie. As iemand anders in sy eie naam kom, sal julle hom aanvaar. Hoe kan julle glo terwyl julle van mekaar eer wil ontvang, maar nie die eer soek wat van die enigste God kom nie? Moenie dink dat ek julle by die Vader sal aankla nie. Dit is Moses, die een op wie julle hoop gevestig het, wat julle aankla. As julle Moses geglo het, sou julle my geglo het. Hy het tog oor my geskryf. Maar as julle sy geskrifte nie glo nie, hoe sal julle my woorde glo?